Welkom terug by ons Masterclass, episode 3. As ons in die eerste 2 sessies die vroeëre geskiedenis en die Siciliaanse laboratorium bespreek het, betree ons vandag die era van volwassenheid. Ons praat oor wet nommer 9 van 26 Januarie 2026. Eloise, hierdie is nie sommer net 'n hervorming nie. Dit is die geboortesertifikaat van 'n nuwe nasionale bewussyn, glo jy nie? Jy's heeltemal reg, Noah. Vir dekades lank het Italië die see slegs as 'n oppervlak beskou. Hierdie wet verander alles. Dit stel amptelik die konsep van die onderwaterdimensie bekend. Ons praat nie meer net oor visse en koraal nie, maar oor 'n ware strategiese 5de domein, gelykstaande aan die ruimte of kuberspasie. Artikel 1 maak dit duidelik dat die staat se beheer nou tot in die dieptes van die afgrond strek, oral waar daar infrastruktuur van nasionale belang is. Dit is 'n drastiese verskuiwing van perspektief. Die see word nie meer slegs 'n bron van hulpbronne of 'n roete nie, maar 'n uitgestrekte, strategiese gebied wat beheer en verdedig moet word. En om hierdie ontsaglike domein te bestuur, kon die staat nie meer staat maak op verspreide fragmente van kundigheid tussen verskillende ministeries nie. Daarom stel artikel 4 die agentskap vir die veiligheid van onderwateraktiwiteite in. Eloise, kom ons ontleed die trefkrag van hierdie entiteit. Die agentskap is die brein van die hele operasie. Dit is in Rome gesetel, het publiekregtelike regspersoonlikheid en geniet 'n seldsame autonomie, regulatories, administratief en finansiëel. Die direkteur-generaal, aangestel deur die eerste minister, word die spulpunt tussen die siviele, militêre en industriële wêrelde. Dit is die einde van bureaukratiese chaos. Die idee van 'n enkel spulpunt wat soveel mag oor hierdie 5de domein uitoefen, dui op 'n beduidende sentralisering van mag. Kom ons gaan nou na die tegniese besonderhede wat die professionele persone interesseer. Artikel 2 herskryf die woordeskat van die sektor. Die OTS, haweduiker, verdwyn en die professionele onderwater en hiperbariese operateur verskyn. Maar die ware nuwigheid waarop daar vir dekades gewag is die definisie van die hiperbariese technicus, of HT. Uiteindelik het diegene wat die satureringskamers of komplekse ondersteuningsstelsels hanteer, hulle eie wetgewende waardigheid. Dit is nie meer algemene personeel nie, dit is 'n gespesialiseerde technicus wat deur die staat gesertifiseer is. Dit met die bedryf regtig stabiliseer. Beslis. En daar is 'n fundamentele punt oor digitalisering. Die persoonlike informatika logboek. Artikel 2 letter S skrap dekades se natpapierwerk en vervaagde stempels. Die duiker se hele kurrikulum vitae, die ure op die bodem, mediese ondersoeke, opleiding kwalifikasies, beland in 'n veilige nasionale database. Dit verseker dat ondernemings die geskiktheid van 'n werker binne 'n sekonde kan verifieer, wat veiligheid eksponensieel verhoog. Dis 'n onmiddellike deursigtige rekord vir elke professionele duiker. Dit klink asof dit die assessering van vaardighede en risikobestuur dramaties sal verbeter. Maar Eloise, wet 9 kyk ook baie ver vorentoe, na masjiene. Artikel 6 letter G gee aan die agentskap die mag om die reëls vir onderwatervoertuie te definieer. Ons praat van ROV's, autonome drones en siviele duikbote. Vandag is die onderwaterdimensie 'n mengsel van vlees en silikon. Die wet erken dit en stel streng veiligheidsstandaarde vas vir alles wat onder die seevlak vaar. 'n Gedeelte wat ek as geopolitieks sou beskryf, is artikel 10. Dit stel 'n verpligting in van 15 dae vooraf kennisgewing vir enige onderwateraktiwiteit in ons waters. Hoekom? Omdat die senuwees van die wêreld onder ons see deurloop, datakabels en energiepyplyne. Om te weet wie duik en waar is 'n kwessie van nasionale verdediging. Wie vandag in die see werk, is in alle opsigte 'n skildwag vir die land se veiligheid. Dit is 'n kragtige stelling, 'n skildwag vir die land se veiligheid. Dit verhef die status van onderwaterwerkers tot 'n nasionale verdedigingsrol. En om hierdie ontleding af te sluit, kan ons nie artikel 21 ignoreer nie. Dit is die hart van opleiding. Die agentskap het die taak om die opleidingspad vir registrasie in die register te definieer. Maar hier ontstaan 'n vraag: as ek my kwalifikasie in Sicilië onder die 2016 wet gekry het, wat gebeur met my?
Moet ek alles oordoen? Dit is presies waar die wetgewende genialiteit lê, Noah. Wet 9/2026 is nie gebore om te vernietig nie, maar om dit wat plaaslik goed gedoen is op nasionale vlak te skaal. Die staat het die Cecilia-model waargeneem en dit in die DNA van die nuwe nasionale wet omgeskape. Dit respekteer vorige kwalifikasies terwyl dit 'n nasionale standaard skep. 'n Perfekte brug tussen uitnemende opleiding en die veiligheid van die staat. En dit is presies die tema van ons 4de en laaste les. Die kernvisie tussen die Siciliaanse wet van 2016 en die nasionale wet van 2026. Dit sal 'n fascinerende tegniese ontleding wees, Noah. Ons sal sien hoe die gereguleerde Siciliaanse duiker die prototipe van die moderne nasionale duiker geword het. Deel hierdie episode met iemand wat die dieper betekenis van ons oseane wil verstaan.